Welkom aan almal wat vandag saam met ons inskakel. Ons is ongelooflik dankbaar om dit mee te deel aan jou dat ons het meer as 40,000 mense wat nou ingeskryf is op ons aanlyn gemeente hier op ons YouTube kanaal. Dankie dat julle deel is van hierdie groeiende gemeenskap wat saam die woord van God bestudeer. As jy meer wil leer oor ons bediening, aanlyn hulpbronne, Bybelstudies, boeke en media, besoek gerus vandag raymondlombard.com. Selfs as jy eendag wil kom kuier by 'n Sondagdiens in persoon of 'n lidmaat wil word van ons gemeente Lewende Woord, Volle Evangelie Kerk Parow aanlyn gemeente, gaan gerus na raymondlombard.com. Dit sal jou reguit neem na ons kerk se webtuiste. Onthou ook dat ons bediening nie net op Sondag plaasvind nie. Elke Woensdag bied ons Wat sê die Bybel aan, waar jy regstreeks saam met ons die skrif kan bestudeer en vra oor Bybelse onderwerpe kan volg. Elke donderdag op ons Engelse kanaal bied ons Dit You Know aan, 'n weeklikse gesprek waarin ons die fondasies van ons Christelike geloof bespreek en ook moeilike vrae hanteer. Maak seker jy teken in. Skakel die kennisgewings aan en deel hierdie inhoud met familie en vriende. Nou, kom ons open ons harte vir God se woord. Welkom by vandag se diens. So hartlik welkom vriende. Ons is tans besig met 'n reeks boodskappe oor die hemel. En voordat ek na die volgende nuwe Bybelboek gaan, soos wat ek vir gesê het, wanneer ek klaar is met die reeks oor die hemel, hierdie is nou die derde boodskap oor die hemel, en totdat ek klaar maak, dan begin ons met die boek Handelinge. So as jy intussen tyd wil, as jy dit nog nie doen nie, kan jy so 'n bietjie ekstra tyd insit en ook die boek Handelinge lees. Ek wil vanmôre vir jou lees na aanduiding van die hemel oor 1 Tessalonisense hoofstuk 4. En ek gaan net 2 verse lees, vers 13 en vers 14. 1 Tessalonisense hoofstuk 4 vers 13 en vers 14. Maar broeders, ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees met betrekking tot die ontslapenis nie. Julle verstaan wat dit beteken. Nee, ontslapenis beteken mense wat heen gegaan het. Hulle is die hiernamaals in. Dit is mense wat oorlede is. Maar hoor mooi wat sê hy. Broeders, ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees met betrekking tot die ontslapenis nie, sodat julle nie treur soos die ander wat geen hoop het nie. Want as ons glo, hier's die ding, dat Jesus Christus gesterwe het en opgestaan het uit die dood uit, dan sal God ook so die wat in Jesus ontslaap het, saam met hom bring. Kan jy sien wat gebeur hier? Hy sê, ek praat met julle nie oor die mense wat dood is nie. Dis nie waaroor ek met julle praat nie. Ek praat met julle oor julle geliefdes wat in die Here dood is. Ander woorde, ek praat nie oor sondaars nie. Hy skryf aan die gemeente, die brief is aan die gemeente in Thessalonika, dis 'n Griekse stad. Hy sê, ek skryf vir julle oor hierdie ding, want julle het vra, julle wil by my weet, ja, maar waar is die dode en wat gaan daar aan waar hulle nou is? Want die hele teen Tessalonisense handel oor die dode en wat gaan gebeur as die Here kom en waar is hulle? So, en nou is hy besig om hulle vrae te beantwoord. En deel van dit is, ek wil nie julle moet onkundig wees, ek wil nie julle nie weet wat gaan aan nie. Die wat in Jesus ontslaap het, die wat dood is in Christus, wat julle begrawe het, daai mense, hulle sal wanneer Jesus kom, sal hy hulle saam met hom bring. So in ander woorde, by implikasie, waar is hulle dan nou? As hy sê, hulle het in Jesus ontslaap, en wanneer hy kom, waar is Jesus nou? In die hemel. Hy sê, en wanneer hy kom, sal hy hulle saam met hom? So waar is hulle? Hulle is in die hemel waar Jesus is. Vader, dankie vir die kosbare woord.
Ons bid die lieflike seën daaroor in Jesus naam. Amen. Verskoon my. So die vraag wat ek wil hanteer is, so waar is daai mense dan nou? Waar is hulle dan nou? Die wêreld wat ek en jy lewe, raak al hoe meer sekulêr. Al hoe verder van God af. Daar's nie plek vir God nie. Wat die wêreld betref, die wêreld het nie plek vir God nie. Die vreemdste ding is, baie van diegene wat nie in God glo nie, as jy met hulle gesprek het, glo hulle in die hiernamaals. Kan jy dit glo? Hulle glo in 'n lewe hierna, maar hulle glo nie in die Here nie. Dan wonder 'n mens, hoe bring jy dit bymekaar? Want wat ons nie kan doen nie, ons kan nie die hiernamaals ontken nie. Want mense wat gegaan het in die hiernamaals, hulle moet of by die Here wees, of hulle is nie by die Here nie. En dit sal nie deeg, wat nie sal deeg nie, is om 'n antwoord te soek buite die Bybel nie. As ons 'n antwoord soek, moet ons in die Bybel soek. Die Bybel het 'n historiese werklikheid. So die Bybel vertel vir ons wat het gebeur. Nou ek wil met jou praat oor twee vrae, twee mense, twee bestemmings. Die twee vrae wat ek het is, die vrae wat ons altyd by mense kry. En dit is, mense vra vir ons, en ek onthou dit by my begrafnisse in hierdie jare in die bediening. Waar is my pa nou? Waar is my ma? My boetie, my sussie, my geliefde, my kind? Dis die een vraag, waar is hulle nou? Waar bevind hulle nou? En die tweede vraag is gewoonlik, hoe gaan dit met hulle? Is hulle okay? En dan vra mense, wat doen hulle? Daar waar hulle nou is. Nou hierdie is nie nuwe vrae nie. Christene vra dit nog altyd. Gelowiges. Hulle het vir Paulus vrae gevra. Ons sien dit in sy sendbriewe. Hy antwoord hierdie tipe van vrae. Dwars deur die Nuwe Testament. Byvoorbeeld, hy sal sê in vers 14, hulle het ontslaap. Hy gebruik nie 'n krie woord, hulle is dood nie, of hulle het gesterf nie. Hy gebruik die woord ontslaap. Jesus in Matteus 9 met Jairus se dogtertjie, hy sê sy slaap. En hulle lag uit, hulle sê man, sy is dood. Dr. Lukas sê vir ons in Handelinge 7, toe hulle Stefanus stenig en hy sy asem uitblaas, hy het ontslaap. En dan Dawid, lees ons in Handelinge 13, het ontslaap saam met sy vaders. So die Bybel gebruik die woordjie graag vir gelowige, ontslaap. En nou is die vraag, ontslaap soos hulle die hiernamaals ingegaan? Ja, nou daai woord ontslaap, koimao in Grieks, is soos om 'n rus in te gaan. Om te rus van jou arbeid. 'n Rusplek, 'n slaapplek, amper soos 'n herberg. Die liggaam slaap en gaan na die graf. Maar ons weet, soos wat Jakobus 2 sê, die laaste vers, die liggaam na stof terugkeer, soos God dit gegee het, want ons liggaam kom uit die stof uit, en die gees na God terugkeer wat dit gegee het. So hier's die ding. Ons sien, behalwe vir hierdie twee vrae, daar is twee mense in die Bybel, waarvan die Bybel vir ons vertel, hoe hulle geleef het, voor hulle afgesterwe het, dood is, en hoe dit lyk aan die ander kant, waar hulle twee is. Jy sal dit in jou Bybel sien, in die verhaal van Lukas 16, waar Jesus sê, en daar was 'n ryk man, wat hy purper en fyn linne gedra, en elke dag vrolik en weelderig gelewe. Ons lees van die man. Ons lees ook, maar daar was 'n bedelaar met die naam van Lazarus, wat voor sy poort gelê het.
En hy het verlang om sy maag te vul met die krummels wat van die ryk man se tafel afval. En selfs die honde het gekom en sy swere gelek. Dan staan daar: en toe die Lazarus sterf, is hy deur die engele weggedra na die boesem van Abraham. En die ryk man het ook gesterwe en is begrawe. En toe hy sy oë in die doderyk oopmaak, terwyl hy in smarte was, sien hy Abraham van ver af en Lazarus aan sy boesem. En hy sê: Vader Abraham, stuur Lazarus dat hy die punt van sy vinger in water kan insteek en my tong verkoel, want ek ly smarte in hierdie vlam. Maar Abraham sê vir hom: dit kan mos nie so werk nie. Hy sê: Lazarus word nou getroos, maar jy ly smarte, en so tussen hakies, tussen ons en julle is 'n groot kloof gevestig, sodat die wat hier vandaan wil oorgaan na julle nie kan nie, en die wat daar is nie na ons kan oorkom nie. So dit kan nie gebeur nie. En toe sê hy: maar Vader, ek het 5 broers. Stuur hom dan na hulle om hulle dringend te waarsku, dat hulle nie ook in hierdie plek van pyniging kom nie. En Abraham sê hulle het Moses en die profete, hulle die Bybel. Laat hulle die Bybel lees. Toe sê: nee, Vader Abraham, as iemand uit die dood na hulle gaan, dan sal hulle bekeer. En Abraham sê: nee. Hy sê dit gaan nie so werk nie. Hy sê as hulle na Moses en die profete nie luister, as hulle nie luister wat in die Bybel geskrywe staan nie, sê Abraham, hulle het die skrif, hulle het die Bybel by hulle huis, lê daar op hulle bedkassie, maar hulle lees hom nie. Hy sê as hulle na Moses en die profete nie luister nie, dan sal hulle nie luister. Al sou iemand dit doen, sal hulle nie bekeer nie. Dit gaan nie so werk nie. Nou, hierdie hele insident wat Jesus vertel van 'n werklike gebeurtenis wat gebeur het aan die ander kant met hierdie 2 manne, is eintlik 2 kontraste. Die verhaal wat ek nou vir jou vertel het, en dit is basies so wat dit staan in Lukas 16. Die kontras is die volgende: daar's 'n ryk, welaf, welgestelde, goed versorgde man wat 'n luukse, weelderige lewe lei waar niks hom ontbreek nie. Kleding, voedsel, genietinge, vreugde, daaglikse dinge wat hy wil doen in die lewe, partytjies sou die genot van die lewe, dis alles vir hom beskikbaar. Flamboyant. Die lewe se fees. Want die vers sê hy het purper en fyn linde gedra en elke dag vrolik en weelderig gelewe. Hoeveel mense ken jy wat elke dag is 'n fees? Vir hom is dit 'n fees. Daar's net nie probleme nie. Hy word nie siek nie, hy het nie familie wat doodgaan nie. Life is good. Die Bybel sê elke dag vrolik en weelderig. What a joy. Life is a good ride. In sy geval sonder die Here, maar life is good vir hom. In kontras is daar 'n bedelaar met die naam van Lazarus. Sieklik, 'n verhongerde man. 'n Man wat lê by die poort. Die enigste probleem wat die ryk man in sy lewe het, is wanneer hy sy huis verlaat en moet uitgaan buitekant toe, dan die ou wat altyd daar lê, daai sieklike Lazarus. Wat hy wens wil net iemand op wegvat of hy moet net sterwe en uit sy pad uitkom. En hy lê daar en hy smag so, as hy sien hoe die mense die kos aandra, jy weet, en hulle bring alles in, en hy hoor die gevuif van die partytjies, en hy wens so hy kan net van die krummels eet, wat die mense so geniet wanneer hulle daai feeste het by hierdie man. En die ryk jong man, of die ryk man, dat ek dit eerder so stel, want ons weet nie hoe jonk hy was nie, hy gee nie vir hom olie eers, of sê vir iemand, gee net vir hom 'n bietjie olie vir sy wond. Hierso is net 'n bietjie olyfolie. Kom ons gee net vir hom 'n bietjie olie. Gee net vir hom 'n bord kos. Hy het hom nie gesteer nie. Sy olie op sy lyf was die honde wat hom kom lek het. Sy sere.
So elke dag is Lazarus daar. Soms word iets seker maar sy rigting geslinger of gegee. Maar die kontras is so sterk in die verhaal dat dit 'n mens vreeslik aangryp. Wat my aangryp is, hier is 'n man geklee in weelde. Hy kan aantrek wat hy wil. Purper en fyn linne, dis nie vir hom 'n probleem nie. Die beste klere. Lazarus is geklee in vodde. Hy moet elke dag dieselfde vodde aantrek. Die ryk man het sy smaaklike spyse. Die ander man eet krummels. Die ryk man het bediendes. Hulle ruim op en maak skoon wanneer hulle klaar hulle partytjies gehou het. Lazarus het 'n paar honde wat om hom kom eet en lek en die krummels, miskien deel hy nog van sy krummels met hulle ook. Dit is nogal interessant, dat baie keer die armstes van die armes is wat met 'n hond loop. Dan dink ek, waar kry hy geld om vir die hond kos te gee? As alle mense wat sê, ek gaan nie 'n hond hou nie, want dit gaan my geld kos om 'n hond te hou. Jy sien dit by mense. Maar die volgende keer, dit was hulle lewe. Die volgende keer wat ons hulle sien, want ons vraag ons is, wat gebeur aan die ander kant? Wel, die volgende keer wat ons hulle lees, van hulle lees is, die man Lazarus het nooit 'n ordentlike begrafnis gehad, want daar word nie 'n woord gesê dat hy begrawe is. Hy is dood. Hy het ontslaap. Maar daar word nie gesê hy het 'n begrafnis eers gehad nie. Wat ons wel hoor is, toe Lazarus sterf, het die engele hom weggedra na die boesem van Abraham. Nou weet ons waar hy aan die ander kant. Hy's by Abraham. En ons weet dit is in die paradys. Wow. So dit weet ons, wat ons van hom weet is, die dood was vir hom 'n verlossing van sy aardse lyding en stryd, sy siekte, en dat hy so brandarm was. Niemand wil hom hê nie, hy's te siek om te werk. Hy lê net altyd daar. Ons lees nie van 'n begrafnis nie. Maar ons lees hy's in 'n plek van rus, want daar staan, hy is in die boesem van Abraham. So iemand het seker gekom en sy liggaam weggelê. Maar dan verneem ons by Jesus, toe die ryk man sterf. Nou raak dit interessant. Hy het 'n begrafnis gehad. Daar staan, en die ryk man het gesterwe en is begrawe. Die klem lê, hy is nie net dood nie, hy is begrawe. Man, daar was 'n storie gewees. Julle het dit almal gemis, julle moes daar gewees het. Daar was kos, hulle het fees gevier. Ek bedoel, die wat huil wou huil en die wat gekom het om te eet, het kom eet. Daar was seremonies en almal het gepraat oor hierdie man. Daar was die mooiste dinge gesê. Daar was gesê, hy is veilig by die Here, hy is in die hemel. Hulle het al die mooiste dinge oor hom gesê. Soos hulle by almal se begrafnisse doen. He's well away. Ek bedoel, die aarde was 'n fees. Kan julle dink, hoe gaan dit nou met hom in die hemel? Wat 'n fees het hy nou? Dis hoe die mense onder mekaar praat. Sy broers, al sy broers, hy is die eerste een wat dood is. Onthou, hulle was 6 broers gewees, né? Van die pa en ma. Hulle was 6 kinders. Broers alleen, weet nie vir die susters nie. Maar hy is die eerste een wat dood is, want hy het nog 5, want hy sê, van Abraham toe sy oë aan die ander kant oopmaak, 5 minute na sy dood, toe sê hy, ek het 5 broers. Iemand moet hulle waarsku, hulle moenie in hierdie plek kom nie. O, die mense wat dink hy's waar aan die ander kant. Jesus sê, waar is hy aan die ander kant? Ek praat met jou oor die kontras, oor wanneer 'n mens ontslaap. Ek wil vanmôre dit by jou tuis bring. Daar is 'n kontras, waar mense heen gaan, wat afsterwe. Ons gaan nie almal by dieselfde plek nie. Nie alle mense eindig by dieselfde plek nie. Die man Lazarus, onthou, hy was verag, en hulle het inderhaas van hom ontslaag geraak, van die rykman se poort, en die rykman was so bly, toe die volgende uitkom, die man is nie meer daar nie. Terwyl die ander man, die rykman, wat 'n fees wat hy nou gehad het,
Maar nou kom Jesus en sê vir ons, die twee kontraste was, dis hoe hulle geleef het op aarde, en die twee kontraste was, dis wat gebeur het toe hulle gesterf het. Maar nou kom daar twee ander kontraste. Die twee kontraste wat Jesus nou wys, is hoe dit lyk waar hulle bevind aan die ander kant, hulle bestemming, waar hulle toe na toe heen gegaan het. Nou raak dit 'n baie interessante ding, want nou in Jesus se vertelling, waar hierdie twee manne nou bevind, is hulle toe nie by mekaar nie. Hulle kan mekaar sien, maar hulle is nie saam nie. Want dis interessant. Hulle weet van mekaar, maar hulle is nie by mekaar nie. En wat so aangrypend is in hierdie gebeure, in Jesus se vertelling, met die twee manne, bevind hulle toe in die teenoorgestelde kant van 'n kloof. 'n Onoorbrugbare kloof. So diep in die aarde, onder die aarde, want dis waar albei gegaan het toe hulle gesterf het. Hulle liggame is begrawe, maar hulle het afgedaal. En die man Lazarus bevind hom in die paradys, by die paradysgedeelte. Die ryk man bevind hom in die doderyk. Die een is 'n plek van rus en vreugde en versorging. Die ander plek is 'n plek van geen rus, trane, ellende, smarte en vuur en pyniging, die doderyk. So Lazarus, hy bevind hom aan die boesem van Abraham, waar al die Ou Testamentiese gelowiges was. Dawid en Daniël en Jesaja en almal die gereddenes, hy's by hulle en hy's veilig. Die ryk man, hy bevind hom in uiterste ellende. Soveel so dat hy roep uit toe hy sy oë ophef. Die Bybel sê toe hy sy oë oopmaak in die doderyk, so jy kan sien aan die ander kant. Dis ook interessant, as jy nie geweet het nie. As jy gesterf het, kan jy baie duidelik sien, maar jy sien iets anders, want jy's op 'n ander plek. Hy maak sy oë in die doderyk oop, en toe hy sy oë in die doderyk oopmaak, sien hy Abraham van ver af, en hy herken daai een man aan sy boesem. Daar's iemand wat ek ken. Lazarus! Lazarus! Woe! Lazarus, onthou jy my? Roep hy. En Lazarus kyk met deernis na hom, en hy besef, you really missed it in life, hey? Jy het dit gemis. Abraham! Lazarus sê nie 'n woord nie. Hy kyk net vir hom. Hy het niks om te sê nie. Hy het seker sy hart, voel hy. Abraham! Vra vir Lazarus om net 'n druppel water vir my te bring. Ek kry smart in my tong, brand. Jy moet onthou, die man wat vir 'n krummel gevra het, word nou gevra om vir hom 'n druppel water te bring. How things has changed. I want you to understand, when you die, everything changes. Nou's hy die bedelaar en nie Lazarus nie. Lazarus is versorg. Hy roep nie vir kos nie. Los die kos. Nie vir die smaaklike spyse, vergeet, nie vir wyn nie, wat hy so geniet het. Nee. Net 'n druppel water vir my tong. How life has changed. Jy moet onthou, toe hy smeek dat 'n bedelaar, wie nie meer 'n bedelaar is nie, 'n gewese bedelaar, vir hom moet 'n druppel water bring. Toe sê Abraham van die woorde, kind, onthou. Sien dan. Onthou. Jy sien, dis die ding wat gebeur as jy afgesterf het. Jy onthou jou lewe op aarde. You can't forget it. Hy onthou. Hy sê onthou al die goeie dinge wat jy in jou lewe gehad het.
en al die slegte ding wat oor hierdie man gekom het. Hy was so sieklik, hy kon homself nie help nie. Hy het maar by jou poort gelê in die hoop dat jy vir hom net 'n bietjie empatie, erbarming sal wys, bietjie omgee, net sal voel vir hom. Nou word hy vertroos, maar jy ly nou smarte. Jy sien, daar's 'n onoorbrigbare kloof, meneer, tussen my en jou. Jy kan nie oorkom nie, en God laat nie toe dat ons kan oorgaan. Mense die kant kan julle nie help daai kant. Ons kan nie vir julle kos oordra. Ons kan nie vir julle gee van die boom van die lewe om te eet wat in die paradys van God is, want daar's bome, hulle eet. Lazarus eet van die boom van die lewe. Hy eet die heerlikste vrugte daar. Want Jesus sê in Openbaring 2 en 3, in die paradys is die boom van die lewe. Hy kan alles geniet wat hy wil, wat God vir hom gegee het. Hulle is versorg, hulle kan eet en drink, alles wat hulle nodig het waar hulle is. Waar hulle versorg is. Op die manier wat God hulle het. O ja, as jy dalk wonder daaroor, die paradys is nou in die hemel. Daar is 'n boom van die lewe, daar eet en daar drink hulle. As jy gedink het dat die liggaam is nie versorg nie, hy het klere aan. Hy sit nie naak en kaal daar nie. Hy's versorg. God doen dinge op 'n manier wat ek en jy glad nie verstaan hoe dit gebeur nie. Hoe doen die Here dit? Ons weet nie. Dat hy dit doen, die Bybel sê, wie in my glo, as jy sterwe en jy gaan na die paradys, daar's 'n boom van die lewe in die paradys van God. En hulle is versorg. Maar dat die feit dat daar water is, beteken daar soms ander dinge, want hy vra dan vir water. Het hy riviere gesien? Het hy watervalle gesien? Wat het hy gesien wat jy nie met jou oë kan sien nie? Hy sê, stuur hom met 'n druppel water. Hy vra vir water vir sy tong. So dit is so werklik. Dis alhoewel die liggaam in die graf lê, is dit so reël dat hy vra water vir sy tong. Iets so reël. Die ander kant. Water vir my tong. Die ander kant is meer werklik as wat ons ooit kan dink, vriende. Alle verlore mense het gesterwe. En hulle is vasgevang in die doderyk. En skielik onthou hy sy broers. Jy sien, daar's 2 plekke. En nou, selfs vandag, ons weet dit het verander met 2 Korintiërs hoofstuk 12, toe Jesus gesterf het en opgestaan het in die hemel gevaar, het hy die paradys na die 3de hemel geneem. So ons almal weet mos wat staan in die Bybel. So as 'n gelowige nou sterf, gaan hulle nie af nie. So op die vraag, waar's my geliefdes nou? Nee, hulle is nie meer in die aarde nie. Nee, hulle is nie daaronder nie. Hulle was nie daar nie. Hulle gaan na die paradys wat in die 3de hemel is. Dit weet ons mos nou uit hoofde van 2 Korintiërs 12 tot in die 3de hemel. So ons weet, ons geliefdes wat ontslaap het, hulle is in die 3de hemel in die paradys waar die nuwe Jerusalem is, die Godstad is. Daar's water, daar's die boom van die lewe, daar's voedsel, daar's versorging. Die paradys het aanbeweeg intussen. Toe Jesus dit vertel het, toe was dit nog anders, want hy het mos intussen gesterf en is begrawe en het opgestaan. Die doodryk is nog waar hy was. So mense, as jy vir my vra, waar's my familie, is my vraag eintlik vir jou, het jou familie die Here geken? En want die antwoord ja of nee, gaan bepaal of hulle in die doodryk is en of hulle in die paradys is. Dis die antwoord. Die wat, as hulle in Christus gesterf het, dan is hulle mos nou by die Here. Maar sondaars, ongelowiges wat verlore is, wat afgesterf het, hulle is in 'n plek van pyniging, hulle is in die doderyk. So hier is die ding. Weet jy wat is die werklike realiteit van die lewe? In Matteus hoofstuk 7 lê Jesus dit uit op so 'n manier dat geen mens wat leef dit kan misverstaan nie. Elke mens wat verstand het, wat 'n brein het, sal verstaan wat dit beteken. Jesus sê in Matteus 7 hierdie woorde: Julle moet ingaan deur die nou poort. Daar's 'n plek wat jy moet vind terwyl jy in hierdie lewe is. Jy moet 'n plek vind. Nou poort. Nie nou poort weg van Port Elizabeth af nie. Ek praat nie van Noupoort toe nie. Ons het gebly in Noupoort as kinders. Dit was waar die Lombaards vandaan kom. My pa het my vertel dat ons het daar naby Noupoort groot geword vir 'n jaar of 2. Maar nou wil ek 'n ding vertel. My pa kom vandaan. Dis was my pa se wêreld, Noupoort. Ek praat nie van daai poort nie. Jesus praat van die lewe.
dat ons beweeg. Luister mooi. Gaan in deur die nou poort, want breed is die poort en wyd is die pad wat na die verderf lei. En daar's baie wat daardeur ingaan. So Jesus sê, ons lewe op aarde, ons is op 'n pad. We on our way. Die lewe vat my iewers heen. Elke dag is 'n dag op die pad. Ek is besig met 'n pelgrimsreis. Want ek reis deur hierdie lewe solank as ek mos lewe. As ek my asem uitblaas, dan gaan ek op my reis na 'n ander plek. So wat Jesus sê is, ons beweeg op 'n pad. Maar nou sê hy in die volgende vers 14, want die poort is nou en die pad is smal wat na die lewe lei en daar's min wat dit vind. Wag 'n bietjie. So wat Jesus sê is, daar is 'n plek wat hy noem die lewe en daar's 'n plek wat hy noem die verderf. Die lewe is die ewige lewe, is die hemel met sy heerlikheid en die paradys en alles wat daar is wat God ons bied. Die ander ene is die hel en die doodryk, die verderf. En Jesus sê, die lewe is 'n weg wat my en jou vat iewers heen. En hy sê, daar's 'n breë poort en daar's 'n nou poort. Nou, die feit dat ons almal sondaars gebore is, beteken ons het almal deur die breë poort gegaan en ons bevind ons almal op die breë pad. Alle mense is waar hulle bevind in die lewe op die breë pad. Maar Jesus sê, jy moet kies om van die breë pad af te kom by die nou poort in. Want hy sê, as jy deur die nou poort gaan jy op hierdie smal paadjie. En as jy op hierdie smal weg is, dis die pad wat jou hemel toe vat. Maar die breë pad, Jesus sê, oppas, die pad wat jy op is, as dit die verkeerde pad is, en dit is die breë pad, vat dit jou verderf toe. Jy gaan in die hel beland, in die doderyk, en uiteindelik in die hel. As jy jou op die smal weg bevind, gaan jy uiteindelik in die hemelse heerlikheid arriveer. So, hier is die ding, dis die twee kontraste. Daar's twee eindbestemmings. Ons het hierdie twee mense, die breë poort is met die op die wye pad, die wat lei na die verderf toe. Die smal poort wat net deur wedergeboorte kan ingegaan word. Die enigste manier hoe jy by daai poort kan inkom om te sê ek is nou op die smal weg, die Jesus weg, né? Ek is die weg, die waarheid en die lewe. Die enigste manier hoe jy op daai smal weg kan kom is deur Jesus. En deur Jesus is dit deur die wedergeboorte. Anderswoorde, ek moet na God toe kom, my bekeer, my sondes bely, by Jesus uitkom, sodat ek kan inkom. Eers moet ek inkom by die nou poort en nou bewandel ek die smal weg. Ek is nie op die breë pad. Want die breë pad, dit lei na die verderf toe. Hier's die ding, dit is twee kontraste. En hier's die ding. So op die vraag, waar is die mense dan nou? Waar is al ons geliefdes? Waar is ouma en oupa en my kind en die wat reeds gegaan het? Die antwoord is dood eenvoudig. Praat ons van gelowiges. As jy sê ja, hulle het die Here geken, hulle het in Christus gesterwe, hulle het in Christus ontslaap, dan is dit soos die man aan die kruis, toe Jesus in Lukas 23 vir hom sê, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Sien, dis wat gebeur. Jy gaan na die paradys. Nou, na sy opstanding uit die dood uit, sou Paulus later wat tot bekeer gekom het toe Jesus uit die dood uit opgestaan het, die Here openbaar. En Paulus sou toe nou skrywe, waar ek vir julle net nog gelees het, in 1 Korintiërs 4, die wat in Christus ontslaap het, saam met hom bring. Want hy sê, hulle is saam met Christus. So nou, ek kan jou antwoord en sê, jy vra, waar is my geliefdes? Ek sê, hulle is saam met Christus. Dis die antwoord. Dis waar Jesus is. Of, soos 2 Korintiërs 5 vers 8 sê, by die Here inwoon. So Paulus sê, as ek uit hierdie liggaam uitgaan, gaan ek by Jesus, by die Here inwoon. Hy sê, maar as ek in hierdie liggaam bly, dan woon ek uit by die Here. So almal van ons wat nou hier sit, almal, hierdie hele kerk, van voor tot agter, almal. Ons is almal in ons liggame. Ons nie-stoffelike is in ons liggaam. Maar die oomblik as ek my asem uitblaas, my nie-stoffelike, gaan ek by die Here inwoon. Dis wat gebeur. Hulle het by die Here, waar is my geliefdes? Hulle het by die Here gaan inwoon. Dis waar hulle is. Of, soos Filippense 1 vers 23 sê, wanneer ek gaan, dan is dit om met Christus te wees. So, dit is korrek as mense sê, hulle het na Jesus toe gegaan.
Ek het iets baie stout gedoen toe ek 'n kind was, maar die Here het my dit ook vergewe. Ek onthou daaraan benou nie ook. Ek het altyd so gesit, ek spreek my karretjies in die stof. Dan moet die goggetjies en die muskiet en alles wat daar krioel, moet net nie kom pla met wat ek hier gebou het nie. Ek was vreeslik om my karretjies te speel. Ek het so met my karretjies gespeel. En as jy nou mure kom en hulle nou kom, vat ek my vinger en druk en sê ek, gaan na liewe Jesus toe. Gaan na liewe Jesus toe. Ek weet nie waar ek dit gehoor nie, maar ek was 3 jaar oud, 4 jaar oud. Dan vat ek my duim en sê, gaan na liewe, want ek bedoel, jy loop hier rond op die aarde, ek gaan jou hemel toe stuur. Gaan na liewe Jesus toe. So ek hulle so doodmaak, gaan na liewe. En ek onthou agterna, dink ek Raymond Loffman, waar het jy aan dit gekom? Gaan na liewe Jesus toe, gaan na. Maar dis wat die Bybel sê. Ek het dit nie geweet nie, ek het nie verstaan nie. Miskien oupa gepraat of ouma, ek weet nie, maar dit was hier in my kop. Maar ek bedoel, ek lees nou my Bybel, Filippense 1:23, om met Christus te wees. Gaan na liewe Jesus toe. Dis wat gebeur. When you die, jy gaan na liewe Jesus toe. That's what's happening. Ek gaan na die Here toe. Dis waar hulle is. Of soos 1 Tessalonisense 5:19 sê, die wat saligheid verkry het in Christus, sal saam met hom wees. So vriende, wat dit betref is die Bybel duidelik. En nou wil ek sê, dit was Jesus se groot begeerte. In Johannes hoofstuk 17, toe hy bid, luister nou mooi, was sy gebed teenoor die Vader, die aand voor sy kruisiging. Hier gaan ons nou die nagmaal herdenk, né? Hier is die nagmaaltafel. Hoor nou mooi. Die aand voor hom gekruisig het, bid Jesus voor al sy disippels, nadat Judas Iskariot hulle verlaat het. Jy sien my by hulle. En hy sê die woorde. Hoofstuk 17, vers 24. Hy sê, Vader, ek wil. Hier's iets wat ek nou vra. Hoeveel keer hoor jy Jesus sê ek wil? Hy is nie vol van homself nie. Maar as hy sê ek wil, dan moet jy hoor wat sê hy. Hy sê Vader, ek wil. Dis my begeerte. Waar ek is, hulle wat U my gegee het, ook saam met my sal wees. Dis wat ek vra. Sodat hulle my heerlikheid kan sien wat ek by U gehad het voordat die wêreld was. Jesus sê, Vader, my begeerte is, ek wil en ek vra U, dat al hierdie disippels wat U my gegee het, hulle wat U is, dat hulle almal saam met my in ewige heerlikheid gaan wees, om te sien my heerlikheid wat U vir my gegee het. So hier's die ding. Wanneer ons, jy vra waar is hulle nou? Die antwoord is, hulle is by Jesus. Jesus se gebed is verhoor. Hulle gaan om die Here te wees. So vriende, wie oor het om te hoor en om te luister, laat ek dit ten slotte net sê, Jesaja 55 is so duidelik waar die Here vir ons sê, vers 6 en vers 7, soek die Here terwyl hy nog te vinde is, terwyl hy roep hom aan terwyl hy naby is. In ander woorde, as jy nog nie die Here in jou lewe het nie, jy moet baie vinnig by die Here uitkom. Soek hom terwyl jy kan. Dis wat hier staan. In Jesaja 55 vers 6 staan daar, kry die Here so gou as wat jy kan. Want vers 7 sê, die volgende vers, laat die goddelose sy weg verlaat. Kom af van die breë pad af. Kom weg daar. En die kwaadoener sy gedagtes, dit wat jy mee besig is op daai breë pad, kom af daar. En laat hy hom tot die Here bekeer. Kom in by daai nou poort. Kom op die weg, die smal weg. Dan sal ek hom barmhartig wees, want die Here vergeef menigvuldiglik. As jy by breë pad bly, dan gaan jy sterwe in jou sonde. En weet jy wat is vir my so kosbaar? Hier vandag herdenk ons die een wat vir ons die pad na die hemel oopgemaak het. Ek is die weg, die waarheid en die lewe. En as jy vandag van hierdie nagmaal gebruik, dan sê jy dat ek bevind my op die smal weg. Ek het ingekom. Ek is een van hulle. Ek is een van hulle wat op pad is na die hemel. Ek is nie op pad doderyk toe nie.
En weet jy, die ryk man is nog steeds daar, en dis al 2000 jaar later, en hy's nog steeds daar. Hoe verskriklik is dit? En Lazarus is intussen nie meer daar by die kloof nie. Hulle is weg. Hulle is lankal weg. Hulle is al 2000 jaar bykans, is hy al in die hemel met al die ander wat soontoe is. So hier's my vraag aan jou. Kan jy vanmôre na hierdie tafel toe kom met 'n dankbare hart teenoor die Here om te sê, Here, ek weet waarna toe ek op pad is. En u woord sê, eet en drink hiervan totdat ek weer kom. Anderswoorde, u kom my weer haal. So op jou vraag, waar is hulle nou? Wil ek hê dat jy moet vanmôre vir die Here dankie sê. Weet jy wat? Jy kan vanmôre vir die Here sê, Jesus, dankie vir almal wat in u teenwoordigheid is. Kom ons bid saam. Here, terwyl ons van hierdie tafel nou gaan neem, seën dit in ons harte in Jesus naam. Dankie Vader. Amen. So vriende, ons het hierdie wonderlike voorreg, ek en jy, om vanmôre deel te hê aan hierdie tafel, die tafel van die Here. Julle mag dit dalk interessant vind, dat ons het nou vir jou 'n broodjie, dis 'n ongesuurde broodjie, so julle het julle nou so goed gedra, ons gee nou vir elkeen 'n groter stuk brood om te eet. Ons kry nie meer daai crackers nie, nou het ons heerlike ongesuurde brood vir julle voorberei, julle gaan dit geniet. Paulus sê, dat die Here het die aand voor sy kruisiging, het hy gesê, hierdie brood is my liggaam wat vir julle gebreek word, neem. So ek en jy kan hierna kyk en ons kan weet dat hierdie brood verteenwoordig sy liggaam. Dit is een liggaam, een Jesus. En toe sê hy met die beker, dit is my bloed. My bloed wat vir julle uitgestort word. Die bloed van 'n Nuwe Testament. Daar gaan iets nuuts gebeur. So, wat is nuut? Wat nuut is dat ons nou deur die bloed van Jesus die koninkryk kan ingaan. So om op die smaalweg te kom, is deur die bloed van Jesus. Om op die poort in te gaan, is deur die naam van Jesus en deur sy bloed. So die poort is daar, hy's nou, want nie almal gaan daarin nie almal soek dit nie. Jy moet dit soek. En toe Jesus vir die mense sê, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en dan sal alles wat jy nodig het vir jou bygevoeg word. Partykeer is dit 'n soektog om die plek te vind. Partykeer is dit nie so maklik nie. Maar as jy dit gevind het, moenie daarby verbygaan nie. Dis Jesus. Sy bloed, sy naam, die Seun van God, het alles betaal, dat jy kan hemel toe gaan. En die arme, ryk man, het alles gemis. Hy het 'n Bybel gehad, maar hy het sy Bybel verag. Abraham sê hulle het Moses en die profete, die geskrifte lê daar by die huis. Dat hulle dit lees. Hy sê, o nee, miskien as iemand uit die doodheid opstaan. Hulle ken vir Lazarus. Hulle het hom ook altyd gesien. As hulle vir Lazarus hoor, en Lazarus vertel vir hulle, dan sal hulle luister. En Abraham sê, hulle sal nie oortuig word. Hulle sal ander stories hê. As hulle nie na die Bybel wil luister nie, hulle sal nie luister as mense praat. As jy nie God se woord ernstig opneem nie, kom sal jy luister as iemand anders praat. En die woord sê, my liggaam vir jou gebreek. My bloed vir jou gestort. 'n Nuwe Testament. Vader, dankie vir die nuwe weg, die ewige lewe, vir Jesus. Dankie Here vir die bloed. Dankie vir u liggaam. En dat ek vandag dit kan herdenk op hierdie pad, hierdie smal weg wat ek my op bevind. Here, dit is goed
om herinner te word hoe ek daarin gekom het, deur wedergeboorte. Dis goed om herinner te word, dis U wat my op die weg hou. Lei ons, o Gees van God, op die ewige weg en bewaar ons siele van die verderf. In die naam van Jesus. Seën Vader, hierdie tafel in Jesus naam. Amen. Hierdie is 'n gewyde oomblik vir die gemeente en ook die aanlyn, almal wat kyk. Ons is almal gereed om 'n herdenking ter nagedagtenis aan wat Jesus gedoen het, nou saam deel te hê as liggaam van Christus aan die offer wat Jesus gebring het om vir ons, sy broeders en sy susters in die hemel te kon kry. Wat 'n offer wat hy gebring het. Sy liggaam gekruisig, afgestorwe, begrawe, in die graf neergelê, maar op die 3de dag uit die doodheid opgestaan en hy leef tot in alle ewigheid as ons Here, as ons verlosser, as ons saligmaker, as ons middelaar om vir ons die weg na die hemel oop te baan. Here, dankie. Dankie Here Jesus vir die offer gebring aan die ou ruwe kruis. Kom ons eet saam. Dankie vir die kosbare bloed, die heilige bloed van die Seun van God, wat van die kruis afgedrup het, nadat dit eers begin drup het, uitgepers uit sy liggaam in Getsemane, toe hy in sware stryd was, in die sonde van die mensdom op hom begin druk het, en die bloed wat geplof het in die stof van die aarde, op Golgotha's heuwel, die bloed wat oor die bleek gelaat gesypel het, uit by U hande en voete, en die spies in U sy en die wonde op U rug, daardie bloed, wat gestort is, heilige bloed, het betaal, vir die prys, tot die dood toe, dat ons kan vergewe wees. Dankie, dankie Jesus, vir U kosbare bloed, wat vir ons gestort is. Dankie. Kom ons neem deel daar. Hemelse Vader, in hierdie heilige, Godgewilde oomblikke, want U het hierdie oomblikke so bestel vir die kerk deur die eeue heen, wil ons nie nalat om vanmôre te sê, Here, ons siele verlang na die hemel. Ons verlang, Here, om eendag by Jesus te kom, om self voor hom neer te val, persoonlik by sy voete, aan sy voete vas te hou, om hom te dank, dat hy ons gebring het van die breë weg, deur die poort op die smal weg, wat na die hemel lei. Dankie daarvoor, Vader, in die wonderlike, kosbare naam van Jesus. En al die kinders van die Here sê, Amen, amen.